Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Eksodus 6. Hierdie hoofstuk is 'n kragtige verhaal wat God se getrouheid en sy toewyding aan sy volk en ook so aan jou en my illustreer. Dit dien as 'n herinnering aan hoop en vertroue in God se beloftes, selfs wanneer omstandighede kommerwekkend lyk. Ek dink Moses was nou al so bietjie raad op, want sover het dit wat God gesê het om te doen, net die probleem groter gemaak. En nou sit Moses in 'n plek waar hy weer begin twyfel of hy die regte persoon is om hierdie taak wat hom opgesê is te doen. Beide die volk en selfs Farao wil nie meer na hom luister nie, maar ons sien hier dat God, ek wil sê sy voet neersit en aan Moses sê, nou gaan ek nie as die volk se God optree nie, maar as hulle Here, en ek gaan myself openbaar aan hulle as die een wat hulle gaan red en so die verhouding herstel tussen hom en sy volk. En reg deur die woord lei hierdie waarheid dat die Here is wie hy is en dat hy ons kom red, ja selfs vir my en jou uit die slawerny van sonde. Ons lees in vers 1 tot 5 waar God Moses net weer verseker deur sy verbondsbeloftes te herbevestig en dan stel God hom bekend deur sy heilige naam Yahweh bekend te maak wat beteken ek is. En God ontmoet Moses se twyfel met geduldige vertroosting eerder as woede. God beloof 4 dinge aan Moses wat die evangelie so mooi saamvat. Hy beloof om Israel te red uit Egipte wat sonde verteenwoordig, om hulle vry te maak van slawerny, om hulle te verlos met 'n magtige daad en om hulle sy volk te maak. En as ons hierna kyk, dan is dit juis die reddingsplan wat God nie net vir die volk gehad het nie, maar vir elkeen van ons. Wanneer God sê, ek sal jou as my volk neem, stel hy dieselfde verhouding in wat hy jou vandag deur die nuwe verbond aanbied. Hierdie vordering van bevryding tot verhouding weerspieël jou eie geestelike reis, van slawerny aan sonde, deur verlossing na intieme gemeenskap met God. Hierdie belofte is nie abstrakte teologie nie, dit is God se aktiewe plan vir die herstel van sy verhouding met die mensdom. Jy vra dalk, maar hoekom dan is daar so baie wat vasgevang bly in sonde of 'n besluit om juis God en sy offer aan te neem, of dalk in twyfel lewe in wie die Here is en dat hy ons uit enige situasie kan red? Wel, ek dink daar skuil 'n antwoord in vers 8, waar Moses dit gaan vertel aan die volk, maar hulle het nie geluister nie as gevolg van ongeduld. En selfs vandag is ongeduld iets wat my en jou weghou van dit wat God aan ons beloof deur sy woord. As ons bereid is om stil te wees, te wag en te weet dat hy goed is, sal ons sien hoe hy homself aan ons in enige situasie openbaar. Ek lees dan verder in vers 9 tot 11 waar God aan Moses en Aaron opdrag gee om dit aan Farao bekend te gaan maak. Dan sien ons waar Moses net weer eens sê, Here, die volk het nie geluister nie, waarom sal Farao na my luister? Ek wat sukkel om te praat. En hier kom ongeloof en twyfel by Moses op, waar hy voel, maar wanneer gaan hierdie gebeur wat die Here gesê het? Wanneer gaan hierdie beloftes deurkom? Vir die Here was dit nie of Farao gaan luister of nie, maar meer of Moses en Aaron gehoorsaam sal wees aan die opdrag. En dan sien ons heel vreemd word die geslagregister van Moses en Aaron neergepen, reg in die middel, juis waar hierdie storie sy klimaks bereik, maar ook met goeie rede, want dit is so asof daar net bevestig word dat juis Moses en Aaron die was wat deur God gekies was vir 'n tyd soos hierdie, en dat hulle die regte persone is vir hulle taak, en dan, net na die geslagregister, weer klink die opdrag 'n tweede keer aan hulle in vers 27 en 29, dat die Here in Egipte land aan hulle gesê het om alles wat hy aan hulle sê, ook so aan die koning van Egipte te gaan oordra. Soos Moses is ek en jy ook uitverkies vir 'n spesifieke doel hier op aarde. Mag ons vashou en bly vertrou in hom, dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Kom ons ontmoet die een wat sê hy is, wat homself geopenbaar het as hy is, die God van die heelal, met geduld en met bereidheid om sy wil te doen. Al lyk die omstandighede amper onmoontlik in ons lewens, juis dan sal ons opstaan en wandel in die pad
wat hy vir ons voorberei het. Ons lees in Efesiërs 2 vers 10 die volgende, en ek vertaal dit vir julle uit die Amplified. Want ons is sy skepingswerk, sy eie meesterstuk, 'n kunswerk, skape in Christus Jesus, van bo hergebore, geestelik getransformeer, vernuwe, gereed om gebruik te word vir goeie werk, wat God vooraf vir ons berei het, deur paaie te neem wat hy gestel het, sodat ons daarin sou wandel, die goeie lewe, wat hy vooraf reël en vir ons gereed gemaak het. Mag ek en jy die verlossingsplan van God sien deur die skrif wanneer ons dit lees, dat hy ons juis kom red het en dat hy ons weer herbevestig het in 'n verhouding met hom. Mooi dag vir julle.